Wat as 'n enkele vraag 'n verhouding op sy kop kan keer? Wat as 'n geheim wat lank weggesteek is, uiteindelik begin uitkom? En wanneer iemand se gedrag so verander dat geliefdes begin wonder of daar iets ernstig fout is? Hier is jou binnelanders voorskou vanaf 31 Augustus tot 4 September 2026. Kom ons spring sommer dadelik weg. Tersius is duidelik nie bereid om sommer tou op te gooi met Tracy nie. Maandag skok hy haar met 'n baie groot vraag. Een wat haar dwing om ernstig oor haar toekoms te dink. Maar Tracy se pad vorentoe is allesbehalwe eenvoudig. Die besluit wat gemaak moet word, kan dalk veroorsaak dat die huwelik finaal verby is. Tracy het al een keer van tevore nee gesê vir Australië, gaan sy weer. Teen Woensdag kontak sy Konrad. Wel, dit sê vir my, sy begin het oorweeg en wil vir Konrad vertel dat sy dalk van plan is om Australië toe te trek en wat hy daarvan dink. Teen Donderdag neem Tracy 'n groot besluit oor haar toekoms. En teen Vrydag maak sy seker dat die mense naaste aan haar weet presies wat sy besluit het. Sy stel haar prokureur en haar vriende in kennis. Maar wat presies het Tracy besluit? En beteken dit dalk 'n heeltemal nuwe hoofstuk in haar lewe? Dan skuif ons oor na Pietro en Joe toe. Pietro en Joe se verhouding raak al hoe meer gespanne. Hy konfronteer Joe oor die feit dat hy doelbewus 'n wig tussen hom en Pietro indryf. En dit lyk nie asof Joe van plan is om terug te staan nie. Pietro raak intussen al hoe meer gefrustreerd met Joe en moet selfs oorweeg om 'n groot geleentheid prys te gee. Maar daar is meer aan die gang. Joe is steeds vasgevang in vrae oor sy verlede. Teen die einde van die week wil Joe selfs weer verbotes betrek in sy poging om sy ma op te spoor. Dit is beslis nie 'n goeie idee nie. Leer Joe nie uit sy foute uit nie. Hierdie gaan nog terugkom om te byt. So, sal Joe uiteindelik die antwoorde kry waarna hy soek, of gaan sy soeke nog meer mense se lewens omvergooi? Terwyl daai klompie sukkel met mekaar, is daar dan natuurlik Katrein en Johan ook, wat met hulle eie geraamtes in die kas worstel. Maandag word daar 'n lokval gestel en iemand se lewe is werklik in gevaar. Iets is duidelik nie reg met Katrein nie. Dit kan seker net Cecile se dade wees daai. Johan begin bekommerd raak wanneer Katrein buitensporig baie begin slaap. Aanvanklik probeer hy verstaan wat aangaan, maar dan begin die legkaartstukke in plek val. Katrein en Johan vermoed egter teen Woensdag albei dat die ander een iets wegsteek. Is dit nie waar nie? Waar bring geheime jou? Net mooi nêrens. En dan ontdek Katrein die waarheid oor Amor. Maar terwyl Katrein self met haar eie geheime en vermoedens worstel, raak Dewald bekommerd dat daar dalk iets veel ernstiger aan die gang is. Hy begin vermoed dat Katrein moontlik 'n senuwee-ineenstorting ervaar. En in Vrydag se episode sien Ella 'n foto van Cecile. Hier kom drama. Ek is 'n groot aanhanger van binnelanders, maar ek hoop regtig die hele Johan Amor saga kom nou op 'n einde en almal wat hulle alies moet sien, moet dit nou gou sien. Hierdie is een storie wat al lank verloop. Hoopelik is die einde in sig.